ek het vir die eerste keer moes practice wat ek preach. Vir die eerste keer het ek agtergekom hoe belangrik geestesgesondheid is. Hoe hierdie blob vet jou hele lewe kan verwoes as jy dit kans gee. Die ou mense het gesê jy's vol duiwels. Nou ja, ek het deur hierdie ding gegaan en hierdie jaar wat voor lê, is dit my missie om weer eens agter te kom dat my job is om presies te verhoed wat met my gebeur het, wat ek nou baie beter begrip voor het, waar ek so baie mense sien wat met hierdie probleem sit. Stres. Ja, ek was vir 'n baie lang tyd stil. Ek wil graag vandag 'n baie persoonlike ding met julle deel wat my so stil gemaak het die afgelope tyd. Hoekom was ek so siek? Ons mag nooit die impak van kroniese stres onderskat nie. Ek het gedog ek is sterk, ek is immuun daarteen, maar dit het my amper vernietig. Die mense by wie ek hierdie plek huur, het my laat weet ek moet trek. Nou dit was nou nie so maklik nie, want my besigheid was hier, ja nou trek na Dr. Boshoffle toe, en daar is nie blyplek in die dorp nie, oor die windplaas, ensovoorts en al daai goed. Nou wat hierdie veroorsaak het, sonder dat ek dit weet, het my hele senuweestelsel laat ineenstort. In daai staat waar ek was, en dit het stadig op my opgekruip, was ek nie in staat om te werk nie. Ek was nie in staat om helder te dink nie, wat uit die aard van die saak deel van my werk is. Ek het geen eetlus gehad nie. Ek wou die hele tyd slaap. Ek was in 'n konstante paniek. Ek moes kalmeerpille drink. Ek moes vir ekstrale gaan. Ek moes vir 'n biopsie gaan. Ek moes vir 'n bloedtoets gaan en niemand kon agterkom wat is fout nie. Tot een baie slim dokter dit agtergekom het. Dit is die klassieke prentjie van 'n liggaam wat te lank in survival mode was en uiteindelik alle kapasiteit verloor het om homself te reguleer. Die liggaam begin homself aanval. Maar in hierdie donkerte wat ek baie alleen moes deurgaan, want jy weet, mense luister nie na jou stories nie, jy moet maar net and do the best what you can with what you have. Veral in die wêreld waar ek beweeg, waar ek die hele tyd ander mense moet help, het dit vir my gevoel of dit onmoontlik vir my is om dan nou ook aan hierdie goed te ly. Waar moet ek nou gaan kla? As ek by iemand kla, dan lyk ek swak. Dis ook 'n mite, né? Dis ook 'n mite. Ons moet meer hulp gaan vra. Ek is hier om jou te help. Jy hoef nie alleen deur hierdie goeters te sukkel soos wat ek dit gedoen het nie. Ek moes deur die vuur loop. Maar in hierdie donkerte, baie donkerte, het ek iets geleer. Ek moes sterk, duidelik en gedissiplineerd genoeg wees om die seëninge waarvoor ek gevra het te kan hanteer. So ek het baie planne gehad nou vir 2026 en ek dink saam met al hierdie goed wat gebeur het moes ek dalk heel waarskynlik heeltemal afgetakel word om weer agter te kom waarheen ek op pad is. Toe ek op my laagste was, het dit gevoel of ek gestraf word. Alles was donker. Ek het geen hoop gesien nie en ek het gevaarlike gedagtes gehad. Maar ek het besef dat hierdie toets nou in hindsight 2020 vision nie regtig 'n straf was nie, maar 'n toets. 'n Toets wat my, sal ons sê, sterker gemaak het en sonder die weerstand wat ek beleef het op 'n gesondheidsvlak en op 'n emosionele vlak en op 'n fisiese vlak sou ek heel waarskynlik nie nou die energie gehad het om eers hierdie video te maak nie. Dit was 'n proses wat ek moes leer om my vrese weg te brand. Ou hout uit te kap. 2026 nuwe jaar. Ja, ek het
nuwejaarsvoorneme gehad, maar dit het niks beteken nie. It was a pipe dream. Niks daarvan het onmiddellik uitgewerk nie, want ek was siek. So die weerstand, as ek nou terugkyk, was 'n bevestiging vir my. Dit was die lewe se manier om te sê ek is op die pad en ek moet aanhou. En dankie Moira dat jy vir my ook gesê het nou in my WhatsApp, byt vas. Om iets te word wat die moeite werd is bloody pynlik. Jy kry nie waarvoor jy wens nie, maar dit wat jy bereid is om te word en die pyn te deurstaan en wragtig waar aan die ander kant te kan uitstap, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Dit is 'n transformerende proses wat gerief en die illusie dat dinge maklik is, wegstroop. Die draaipunt het gekom toe dit op sy ergste was. Dit was 'n oomblik om nie terug te val nie, want ek was so half op tussen in between, soos kan ek aangaan of kan ek nie. Toe moes ek 'n bietjie dieper gaan delf. En hoe hierdie reset na hierdie nuwe energie gekom het, moes ek agterkom, ek is nie agter nie. Ek is nie vergeet nie. Ek het myself vergeet. Ek het vergeet dat ek ook 'n reg het om te bestaan. Om die reg het om 'n bestaan te kan maak. En so af en toe ook my stem dik te maak met myself. Want onthou, bome moet maar gebuig word terwyl hulle jonk was. Of jonk is. Maar op hierdie ouderdom nou, kom ek agter, is dit so moeilik om jou gedagtegang te verander. Dit is soos 'n diamant wat onder geweldige druk gevorm word. Maar die druk moet baie wees. Anders bly jy nog steeds met 'n stuk houtskool. Daai totale ineenstorting was my reset. En vandag sit ek hier, terwyl dit so lekker warm is buite, en ek nie wil uitgaan nie, want my week begin Woensdag. Vandag staan ek hier met meer oortuiging en energie en positiwiteit as ooit tevore. Ek moes my gedagtes oplei om toetse, soos hierdie wat jy dink is die einde van die wêreld, nie as 'n terugslag te sien nie, maar as 'n stappie vorentoe op 'n pad vol dorings waar aan die ander kant daar 'n groener grasperk is. Ek het gevoel soos 'n loser. Hoe kan ek myself in hierdie posisie gekry het? Maar nou ja, hierdie pyn moet 'n mens seker sien as 'n voorbereiding en liewer as 'n uitdaging om ek moes bo myself uitsit. Dit was 'n regte saak van lewe of dood. Ek dink nie, ek sal deur enigiets so moeilik nie. So as jy vandag voel jy kan nie meer nie, onthou, as jy op hierdie wrede, ongenaakbare, onoorleefbare, verskriklike, donker tonnels in jou brein rondloop. Onthou, die draaipunt is ook naby. Moenie opgee nie. Onthou, dit raak eers erger voor dit beter raak. Byt vas mense, byt vas. 2026 gaan ons 'n mooi jaar hê. Baie dankie vir die mense wat my hierdeur gesmile het, alhoewel ek net 'n hopelose vleis was. En ek is vas oortuig dat hierdie vuur waardeur ek nou geloop het, vir my 'n baie beter sielkundige beraader gaan maak. En weer myself en ander mense se skoene kan sit
om meer te verstaan waardeur hulle gaan en die groot verantwoordelikheid wat ek het om te luister en die beste opinie te gee wat ek moontlik kan. Baie dankie, moet ek sê, vir die universe of wie ook al wat vir my deur hierdie toets gesit het om te kyk of ek self hierdie ding kan survive.